Wel, goeiedag, liewe Kruiskyk kyker, is weer vir my 'n besondere voorreg om met u goeie nuus te kan deel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, onse Vader, u wat ons Vader geword het deur Jesus Christus. Ons dank u, Vader, dat ons hierdie geleentheid kan hê om hierdie wonderlike nuus op ons lippe te neem. Dankie, Vader. Jesus, dankie dat u ons totaal versoen het met die Vader, u Vader, ons Vader. Dankie, Heilige Gees, dat u hier is, nou by my, by elke kyker, om die woord van God, ons God, die Almagtige, te open vir ons. Dankie, Heilige Gees. Heilige Gees, dankie dat u ons trooster is. Dankie dat u die een is wat die skrifte ken, wat dit geïnspireer het. Dankie, Heilige Gees, dat u dit nou oopmaak met die regte bedoelinge wat in u hart is vir ons. Ons dankie, Heilige Gees. Amen. Is dit nie wonderlik nie, liewe kyker, dat ek en u hierdie, soos ek baie keer al seker vir u gesê het, dat ons hierdie een wat die boek geskryf het, die een wat dit geïnspireer het, in ons het, en in ons midde is, en dat hy dit vir ons wil oopmaak. Ek wil sommer weer bid. Dit is so lekker, nee. Nou, ek wil met u deel goeie nuus. Jesus word arm sodat ons ryk kan wees. Jesus word arm sodat ons ryk kan wees. Wat is die ware rykdom? U sien, as ek nou gaan kyk, dan wil ek vir u sê dat Jesus het iets gedoen sodat ek en jy in die ware rykdom kan wandel. En dit wat Jesus gedoen het, moet ons vat en dit ons eie maak. En sê, Here, maar dit het u vir my gedoen. En nou kan ek leef in die ware rykdom. Ek lees vir u 'n skrif in Efesiërs, hoofstuk 1. Nou, Efesiërs 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus Jesus. Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Nou, partykeer dink 'n mens, dis geestelike seëninge. En dis nou maar dit. En ons moet daaraan vashou, ons is gered, en eendag gaan Jesus terugkom, en dan gaan ons altyd by hom wees. Maar intussen moet ons vasbyt, want ons is daarom gered, maar dit beteken eintlik niks op hierdie aarde nie. En dit is ver van die waarheid. Jesus, die Seun van God, was effektief op hierdie aarde. Hy het op hierdie aarde, het hy mense gehelp, het hy mense bedien, het hy mense gedien. Op hierdie aarde was hy effektief, was hy meer as 'n oorwinnaar. Siekte het nie geheers nie. Hy raak aan 'n siek mens, die siek mens raak aan hom, die siek mens word gesond. Hy steek nie aan nie. Hy is Jesus, die Seun van die lewende God. Hy het die ware rykdom in hom. Hy is die ware rykdom. En hy wys vir ons hoe dat iemand kan leef as hy 'n seun van God is. Hy wys vir ons dat hy wil ons, onthou u in Johannes 17, Johannes 16, en daar in daai hoofstukke, veral Johannes 17 bid hy, en hy sê, Vader, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose sal bewaar. En dan sê in Johannes 14, die werke wat ek doen, sal julle doen, en groter werke as dit, omdat ek na my Vader gaan. Hy gaan na die Vader toe. Hy sê in Johannes 14, hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Ek gaan om vir julle nou 'n plek te berei, sodat julle kan wees waar ek is. Ek gaan om die plek te berei, en as ek dit gedoen het, gaan ek julle kom haal, dat julle kan wees waar ek is.
Waar was dit? Dit was in Christus. In Johannes 14 sê, waar gaan nie, wat is hierdie plek? Dan sê hy, weet jy nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie? Nou sê ek in u, volgens 1 Korintiërs 1 vers 30, deur hom is ons in Christus Jesus. Jesus se ware rykdom het hom effektief gemaak in die aarde, op die aarde, waar u en ek nou is. En hy wou hê, en hy wil hê, in Johannes 17 bid hy, Vader, ek bid dat hulle een sal wees soos ek en u in my. Hy wou dit hê, en hy het dit bereik, en hy het dit moontlik gemaak, dat ek en u nou kan sê, volgens 1 Korintiërs 1 vers 30, deur hom is ek, u, in Christus Jesus. Nou, Efesiërs 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here, Jesus Christus, wat ons geseën het, met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. So, al die geestelike seëninge is ons mee geseënd. Ons noem God ons Vader. Hy is my Vader. Ek is uit God gebore, 1 Johannes 5. Ek is uit God gebore. U is nou uit God gebore en die bose het geen vat aan u nie. Nou, God wil hê dat hierdie volkome waarhede, hierdie volkome verlossing, hierdie ware rykdom, dat dit uiterlik sal begin wys aan die ganse mensdom. Dat mense in die lig kan kom, deurdat u die lig laat skyn. U kan dit doen. Efesiërs 2, kom ek wys vir u. Nou praat hy eers oor redding, Efesiërs 2, en dan kom hy by vers 10. Hy sê, ons is sy maaksel. Hoor nou, geskape in Christus Jesus. Tot goeie werke. Dis nou uiterlik. Dis nou wat sigbaar gaan word. Tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ons kan in goeie werke wandel, omdat ons sy maaksel is. Nou, dis nie die fisiese maaksel nie, dis nie die ou mens maaksel nie. Dit is in Christus, het hy vir ons bewerk, dat ons in Christus 'n nuwe skepping kan wees. Daarom as iemand, 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping, 'n nuwe skepsel, 'n nuwe spesie. Toe Jesus op die aarde gewandel het mense na hom gekyk en gesê, wat vir 'n mens is dit? Hierdie lyk na 'n alien. Hierdie is nie 'n mens soos ons nie, maar tog is hy soos ons. En hulle het na hom gekyk en gesien dat selfs die winde hom gehoorsaam is. Selfs die demone dryf hy uit. Wat vir 'n mens is dit? Nou, ek wil vir u sê, hulle het dieselfde van Paulus gesê. Wat vir 'n mens is dit? Hierdie man, hy skud 'n adder af in die vuur en die gif maak hom niks. En Jesus kom in Markus 16 en hy sê, julle, as julle glo, sal julle, jy wat kyk en ek, op siekes die hande lê en hulle sal gesond word. Jy sal dit doen. As jy glo. Op 'n ander plek sê Jesus, praat hy oor die Heilige Gees in Johannes. Hy sê duidelik. Hy sê dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Strome van lewende water sal uit hulle binneste vloei. U wat kyk, daar's strome wat beskikbaar is
om uit die binneste te vloei na ander mense toe. Dis wat God gedoen het. U sien, ek en u vergelyk onsself nie met iemand in die ou verbond nie. Wat bedoel ek? Die lewe van Jesus Christus op aarde was tog heeltemal anders as die lewe van Elia. Daar was seker dinge wat ooreengestem het, maar dit was anders as Dawid. Die seun van die lewende God se lewe was anders. En daarom sê ek vir u, seuns en dogters se lewe van die lewende God nou behoort heel anders te wees as die mense wat nie kon sê Abba, Vader nie. Wie was hulle? Dawid, Elia, Moses, Petrus voor die kruisiging, Johannes voor die kruisiging. Ek en u kan in die opstandingskrag lewe. Liewe kyker, ek wil vir u sê, dis baie beter as wat ek en u beleef. Ek het dit begin smaak die dag toe ek my lewe vir Jesus gegee het, 18 jaar oud. Ek sê, Here, ek ervaar hierdie vrede en hierdie blydskap. En toe begin ek sien, maar hierdie blydskap, hierdie genade en vrede kan vir my vermeerder word. U sien, die goddelikheid van hierdie nuwe skepping, daarom as iemand in Christus is, dis 'n werk van God, hierdie goddelike skepping. God wil hê dat ek en u 'n kanaal sal wees vir goddelikheid om te vloei na die mensdom om ons. Liewe kyker, kan u indink dat dieselfde Heilige Gees wat Jesus Christus uit die dode uit opgewek het, hy bly in u. Partykeer sal ons sê, maar my Christenlewe is pateties. Partykeer vloek ek nes die wêreld, partykeer verloor ek my meer nes die wêreld, partykeer word ek siek nes die wêreld. Dis pateties. Maar u sien, u moet besef dat God het gesê ons is sy liggaam. Maar hierdie liggaam moet uiting vind, moet uitlewing vind deur ons liggaam. Jesus Christus, die Gees van die lewende God wat in my is, wil genesing bring aan mense buite in die wêreld. En hy het gesê, hy wil ons gebruik, of hy sê, hy het nie ander iemand om te gebruik nie. Hy het sy liggaam om te gebruik, om lewe te gee, dat jou woorde met sout besprinkel kan wees, dat dit genade kan gee aan die wat dit hoor, dat ons nie saam die duiwelse werk groot maak, child trafficking, dat ons dit nie aanpor en groot maak nie, dat ons bewus is daarvan, maar dat ons God se beskerming groot maak, dat ons sal sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, na my, toe sal dit nie aankom nie. Met my God spring ek oor 'n muur. Dat ons nie al die dinge aanval en verkondig wat verkeerd gegaan het nie. Daar's weer 'n moord, daar's weer dit, daar's weer dat. Dat ons begin praat oor watter groot dinge die Here doen. In hierdie lewe nou verander hy mense se lewens. Hy wys hulle die weg. Mense kom tot bekering. Mense kom vry van dwelms. Hier's nog een wat vry is. Hier's nog een wat vry is. Ons begin groei. 1 Petrus 2. Verlang sterk
soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord. Jy sien, ons moet dit nie vervlou nie. As God sê, jy is blaamloos en vlekkeloos voor hom, Kolossense 1, deur die bloed, deur die dood van sy seun Jesus Christus, het hy jou blaamloos en vlekkeloos voor God kom stel. Dan moet ons dit nie vervlou nie vals melk maak nie. Ons moet sê, dit is so. U is soos Jesus in hierdie wêreld. Want u kyk na die werk van God. Elkeen wat uit God gebore is, sondig nie. Daai elkeen, dis u gees, sondig nie. Efesiërs 4 sê hy, nou gee aan die duiwel geen plek nie. Spreek die waarheid, nie die leuen nie. Julle wat waarlik geheilig is, sê dit. Jy wat waarlik regverdig verklaar is, sê, ek is 'n regverdige. Romeine 3 vers 10 sê, daar's niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Ja, maar nou is ons in Christus Jesus. Nou word Romeine 3 vers 23, 24 waar in ons lewe. Vers 28 word waar. Kom ons vat vers 24. Ons word regverdig verklaar, sonder verdienste. Ek en u is regverdig verklaar. Moenie dit vervlou nie. Sê wat God sê. Al sê mense, al sê ander Christene, jy's arrogant. Jy hoef nie vas te hou aan, ek arme sondaar, wees my genadig nie. Jy's genade, jy het genade gevind, omdat jy besef het, ek het God nodig. En deur Jesus Christus is jy ingebore in die liggaam van Christus. Wat 'n wonderlike voorreg. Moenie dit vervals nie. Moenie dit, jy weet as jy ouros drink, dan gooi jy water by. En hoe meer water jy bygooi, hoe minder proe jy die ouros. Maar ek wil vir jou sê, drink dit net so skoon, hierdie evangelie. Moenie water bygooi nie. Vat dit soos God het sê. As hy sê, jy is blaamloos voor my, deur die kruis, deur die bloed van Jesus Christus, is jy blaamloos voor my, sê dit saam met my. Kom, sê dit saam met my. Ek, sê jou naam, ek is blaamloos voor God. Gewas deur die bloed van Jesus Christus. Jy sien, jy sê nie, jy doen nie iets verkeerd nie. Jy sê nie, dat jy in jou uitlewing volmaak is nie. Jy sê, dat die werk van God volmaak is. Jy sê, ek is wat God gesê het, die bloed van sy seun gedoen het. Hy het my skoon gewas. My sondes was soos skarlaken, maar dit het wit geword. Ek het gekom en geredeneer, en ek het gesien, al was jou sonde soos purper, sal wit word soos sneeu, wit soos wol, skoner, jy's die skoonste wat jy ooit kan wees, jy's so skoon, soos Jesus Christus. Ja, dis die waarheid, my vriend. Dis die waarheid in die nuwe verbond. Dis God se woord aan jou. Dit is wat Hebreërs 8 vers 6 sê, ek is in 'n beter verbond. Gaan kyk bietjie, 'n beter verbond as Dawid, 'n beter verbond as Abraham. Ek is in 'n beter verbond, met beter beloftes, wat op beter beloftes wettiglik gegrond is. Hebreërs 8 vers 6. God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. God praat die waarheid. U kan u lewe vir hierdie waarhede gee. Doen wat God in die hart werk.
Sê wat God sê. Kyk in die spieël. Jakobus sê die spieël van die vryheid. Ek kyk in hierdie woord, die waaragtige woord, wat sê, ek is soos Jesus. Nou, omdat jy daardie oortuiging kry, hierdie genade werk, hierdie vredeswerk, word in jou vermeerder, deurdat jy die beloftes ontvang, 2 Petrus 1 van vers 2 tot 4. Jy ontvang die beloftes. Nou word jy deelgenoot van God se natuur. U sien, dis wat die wêreld wil hê. God se natuur is soos wat God is. Jesus wys vir ons, hoe is die Vader? Hoe is God? U gaan al hoe meer deelgenoot word van God se natuur. Jesus gaan al hoe meer deur u skyn in die wêreld in. U gaan al hoe meer op siekes die hande lê en hulle word gesond. U gaan vir 'n duiwel sê, kom uit in die naam van Jesus. Ek het dit hierdie week gesien. Ek beveel vrede in hierdie liggaam. En die liggaam word vredevol. Ek beveel genesing in hierdie liggaam. Jy sê, maar Piet, jy kan dit nie doen nie. Kan God dit doen? Ja, God kan dit doen. Wil hy deur ons praat? Wil hy manifesteer deur ons? Wil hy hê dat sy woorde in ons mond sal wees? Hy's wakker oor sy woord om dit te volbring. Jeremia 1 vers 12. Nou, hy's wakker oor sy woord. Kom ek en jy begin sê wat God sê. Hy sê hier duidelik in hierdie woord, ek is sy maaksel. Geskape in Christus Jesus. Nou, dis die nuwe mens. Hy is so geskape. U vertel nie alleen as u sê, u is soos Jesus op hierdie aarde nie. Dit is net 'n bewys dat u besig is om die waarheid waarvoor die Jesus betaal het, te aanvaar. As u begin sê wat God sê oor u, wat sê hy oor u? Sê hy is 'n sondaar? Nee, in die nuwe verbond nie. In die nuwe verbond sê hy, weet jy dan nie dat jy 'n tempel is van die Heilige Gees wat in jou woon nie? 1 Korintiërs 3. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Ek was 'n sondaar. Het jy 'n hart van klip? Het jy 'n hart van klip? Nee, die nuwe verbond sê, hy het die hart van klip uitgehaal, my 'n hart van vlees gegee. Hy leer my, hy lei my in die volle waarheid. Is dit nie wonderlik nie, liewe kyker? Is dit nie mooi nie? U sien al hierdie dinge wat ek nou vir u sê, ek wil nie tyd daaraan koppel nie, maar ek wil vir jou sê, dis in tyd wat ek het geleer het. En ek word al hoe meer onverskrokke in hierdie woord. As iemand 'n lied sing, wat sê ek is swak en sondig, dan sing ek dit nie saam nie. Hoekom nie? Want ek is nie swak nie. Laat die swakke sê hy is sterk. Hoe kan ek sê ek is swak, as ek Christus in my erken? As die Heilige Gees wat in my is, dieselfde Gees is, wat in Jesus Christus was, en hom uit die dode opgewek het, hoe kan ek sing, ek is swak en sondig? Hoe kan ek sing, Here, bly by my? Ek sing nie bly by my nie, want ek het geleer, hy's in my. Ek sal nooit weer vra, bly in my nie. Ek sal nooit bid, Here, skep in my 'n rein hart nie. Hoekom nie? Want ek glo wat die nuwe verbond sê, ek het 'n rein hart. Leef ek altyd soos 'n rein mens? Nee. Dis hoekom ek sal altyd die een wees wat tot hom moet nader. Wat moet sê, Here, ek wil in u woord bly. Daarom wil ek sê wat u bereik het aan daai kruis. Ek wil die werk van die kruis, die begrafnis en die opstanding eer. Ek wil sê, u sal my nooit begewe of verlaat nie. Nooit nie. Dankie Vader. Amen. U moet mooi loop.
terwyl u die nuwe verbond bestudeer en net dit uit u mond laat kom in sang, in gebed, in meditasie. Seën vir u. Mooi loop.